Amen. Yes. Here we go. For the
worship your name, Jesus. We worship your name, Lord. Oh, we worship your name, Jesus. Ons fokus net op die Here en alles wat hy gedoen het al vir ons. Begin praat met hom. We just want more of you, Jesus. We just want more of you. Taught
Halleluja, halleluja, halleluja. Here, in oorwinning staan ons vandag voor U. In oorwinning. Maak nie saak wat ons omstandighede was nie. Here, maak nie saak hoeveel kommer ons vandag in hierdie kerk ingebring het nie. Ons is hier, Here, nou in oorwinning, vrygemaak, losgemaak van alles. And it is well with my soul, Lord. Here, ons kan dit uitroep vandag, dit gaan goed met ons, want ons God is in beheer. Ons God is in beheer, Here. Partykeer is daar donker wolke op ons pad. Partykeer is daar storms in ons lewe. Partykeer voel dit vir ons asof ons net wil opgee, ons kan nie meer aan nie. Maar vanoggend het U net weer in ons harte kom bevestig. It is well with our souls. Here, dit gaan goed met ons, maak nie saak wat gebeur nie, want U, o Here, sal ons nooit verlaat nie. U sal ons nooit alleen los nie. U sal ons nooit oorgee aan ons lot nie. U is altyd by ons. In die digste storm, in die donkerste nag, sal ek vanoggend uitroep, it is well with my soul. Want U, o Here, is met ons. Here, dit is hoekom ons U groot maak. Nie vir wat U doen, Here, maar vir wie U is. U is ons God. U is. U is. Here, U is die vrede oor my siel. U is die kalmte. U is. En omdat U is, daarom, Here, is ek. Omdat U is, daarom is ek. Dankie, Here. Amen. Julle kan julle sitplek neem, ek wil dit net vir julle sê, dat dit miskien snaaks klink, maar toe ek nou sê, omdat U is, daarom is ek. God sê vandag vir jou, jy is vrede. Jy is. Dankie, pastoor. As hierdie lied speel, it is well with my soul, dan partymal dan kom die trane oor die geskiedenis van daai lied. Ken jy dit? Die man wat hierdie lied geskryf het, sy naam was Horatio Spafford. Hy was 'n sakeman van Chicago hier in die 19de eeu. En destyds met die groot vuur wat in Chicago was, het klomp van sy besighede afgebrand. 'n jaar daarna, toe hy het 5 kinders gehad, sy seentjie is dood aan 'n koors, 4 jaar oud. Toe 2 jaar daarna, toe dinge nou weer begin beter gaan, toe besluit hy gaan Engeland toe, om vir D.L. Moody te gaan luister. Jy weet, D.L. Moody was hy groot
evangelis. Maar as gevolg van sy sakebelange kon hy nie dadelik gaan nie en hy stuur toe vir sy vrou met sy 4 dogters om vooruit te gaan. En op pad Engeland toe is hy skip in 'n ongeluk en hy sink. En al 4 sy dogters verdrink. Al 4. En net hy en sy vrou het oorgebly. En hulle sê, toe hy eenmaal later, toe het hulle hom na daai presiese plek toe gevat, en hy en sy vrou het later in Israel vir die Here gaan werk, hulle is ook albei daar dood. Hy is al in 1888 dood aan malaria. Sy het tot 1923 het sy geleef. Maar toe hy daar op daai plek kom, toe skryf hy, when peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Mense, 'n mens verstaan nie hierdie goed nie. Weet nie hoe dit gebeur nie. Maar uit hierdie man se smarte is iets gebore wat ons tot vandag toe, toe ek hier instap en ek hoor daai lied. It is well with my soul. Dis die belangrikste van alles, man. Wat baat dit die mens, sê die Bybel, as jy die hele wêreld win, maar aan jou siel skade ly? Wat help dit alles as jy miljoene in die bank het en jy sterf geestelik bankrot? Die belangrikste van alles is jou verhouding met God. Die heel belangrikste. En dit gaan oor 'n verhouding met hom as 'n persoon, nie net wat jy van hom af kan ontvang. Hy gee vir ons baie. Hy gee vir ons baie seëninge, gesondheid en finansies en wat het. Weet julle wat? As dit oor daai goed begin gaan, en dit gaan nie in die eerste plek oor hom nie, want dit is wat hierdie man, ek wil myself nie in sy skoene insit nie. Ek onthou een oggend toe lei my foon, toe my oudste dogter in 'n ongeluk gewees het, haar kar gerol. En my skok, sy bel my en sê ek was in 'n klein ongelukkie. Ek sê, wat het gebeur? Nee, ek het my kar so 'n bietjie gerol. Oombliklik kom daai ding, wat kon gebeur het? Verstaan julle mense, luister, jou siel en jou gees se verhouding met God is die belangrikste ding op hierdie aarde. Ja, genoeg daarvan. Maar toe ek die lied hoor, toe dink ek dit is vir ons maklik om dit te sing, né? Maar hoe dink julle daai ou dit gesing? Uit daai smarte uit. Nou dank die Here, vandag is hulle almal by hom. Hy en sy dogters en sy seentjie en sy vrou. So, maar, jy weet, ja. Verlede week het ek met julle gepraat oor die Heilige Gees in jou, wat 'n dors na God toe bring. Jy ontdek in jouself, daar's net iets in jou wat smag na die Here, na sy teenwoordigheid, na 'n fellowship met hom, om in sy teenwoordigheid te wees, om met hom te praat, om sy woord te lees, om al hierdie dinge, jy het nie nodig dat iemand vir jou sê, jy moet dit nou doen nie. Ek kan ons in Pinkster ook wel baie dinge anders te gedoen. Ek onthou, jy tot bekering kom. Onthou nou, van nou af, moet jy elke dag jou Bybel lees. En jy moet elke dag bid. Onthou julle dit? Dis wat ons geleer is. Maar weet jy wat? As jy vol is
van die Heilige Gees en hy woon in jou, dan wil jy Bybel lees en jy wil bid. Verstaan jy? Jy wil met die Here praat. Iemand het nie nodig om vir jou te sê, hoor jy, dis nou weer tyd, jy moet bietjie met die Here praat. Jy verstaan jy? Ek meen so, of jy moet nou 'n stukkie die Bybel lees. Daar's 'n honger in jou na die woord van die Here. Weet jy wat? Terwyl ek daaraan dink, daar's 'n teks. Ek kan nie onthou nie, een van die profete, ek weet nie of dit 'n Micha is of waar die Bybel sê, daar gaan 'n dag kom wat mense van noord na suid sal trek of van oos na wes as gevolg van 'n honger na die Here se woord. Ek gebruik nou my eie woorde. Maar ons sê hulle sal dit nie kry nie. Dis 'n verskriklike woord. Daar's lande waar dit al ervaar het, hoor. In China, daai tyd het die kommuniste het elke Bybel wat hulle in die hande kon kry, het hulle verbrand. So al wat jy gehad het, is die woord wat in jou was. En daarom is dit so belangrik, Paulus sê in Kolossense 3 vers 16, laat die woord van Christus ryklik in jou woon. OK, dis nie waaroor ek wil preek. Maar ek preek vanoggend, of my woord vanoggend, is word met die Heilige Gees vervul. Ek gaan met jou praat oor Efesiërs, daar vanaf vers 5, van vers 18 tot by vers 21, en ek gaan vers vir vers doen. Paulus skryf vir die Efesiërs, en eintlik die Efesiërsbrief was 'n algemene brief. Dit was nie net bedoel vir die Efesiërs nie, dit was bedoel vir die gemeentes reg om Efesiërs. Hy het dit vir hulle geskryf, maar daar sekere manuskripte wat hulle gekry het oor die boek Efesiërs, waaraan die Efesiërs nie eers voorgekom het. En dit het hulle laat besef, hierdie was 'n algemene brief wat eintlik geskryf was vir meer as een gemeente. Maar dit gaan nou oor die Efesiërs, en hy sê vir hulle, moet julle nie dronk drink aan wyn nie, want daarmee gaan losbandigheid gepaard. Met ander woorde, die gevolg van om dronk te word van wyn is baie maal losbandigheid. Ek meen ons sien dit, hoeveel mense het al die vreeslikste goed aangevang onder die invloed van drank. OK, ek wil nou nie daaroor praat. Ek wil praat oor wat Paulus die volgende gesê het. Nee, word met die Heilige Gees vervul. Nou, hier's baie interessant, en nou moet ek ietsie sê oor die Grieks. In die Grieks staan hierdie gedeelte in 'n imperatief. Nou, 'n imperatief was 'n bevel. Maar hy staan in die imperatief passief. Jy kry in Grieks kry jy aktief en passief. Ek meen as jy sê die man skop die bal, dan is dit aktief. As jy sê die bal word deur die man geskop, dan is dit passief. Nou hierdie staan in die passief. Nou wat beteken dit? Dit beteken dat ek nie myself kan volmaak van die Heilige Gees. Ek het nodig dat die Here my volmaak. Met ander woorde, as hy sê, word met die Gees vervul, en hy gebruik dit in die passief, dan sê hy vir hulle, luister Efesiërs, of julle wat dit lees, julle vandag hier in Esterpark, jy kan dit nie self doen nie, dit gaan oor oorgawe aan die Here. Net soos wat jy by 'n kraan kan kom, en jy kan nou maar daar by die kraan kom, en jy kan vir hom profeteer, jy kan spring, jy kan doen net wat jy wil, as jy hom nie oopdraai nie, gaan daar nie water uitkom nie. En dis dieselfde manier, as jy nie kom, en die Here maak daai fontein oop nie, dan kan jy nou maar doen net wat jy wil. Daarom gaan dit oor oorgawe elke dag. Maar dan staan hierdie sin ook so, dat dit gaan oor 'n aanhoudende vervulling. Met ander woorde, dit gaan oor, dat ek kom nie nou op 'n plek, nou is ek vol, en nou is ek vol vir die res van my lewe nie. Dit gaan oor 'n aanhoudende vloei
soos 'n waterval. Die Here het mos sê in Johannes 7 vers 37, strome van lewende water, strome van lewende water. Soos wat jy drink by die fontein van lewe, vloei die strome van die lewende water deur jou. En dis wat dit beteken. Die Engels sê dit so mooi, be filled continually. Aanhoudend. Dit hou nie op nie. So, laat die Heilige Gees meer en meer ons volmaak. Nou Paulus praat in Efesiërs, en ek gaan nie daar praat hy van die volheid van God, in Efesiërs 3 vers 19, en Efesiërs 4 vers 13 praat hy van die volheid van Christus. Met ander woorde, dis wat die Heilige Gees jou van volmaak. Maar nou wil ek wil nou iets illustreer. En die eerste maal wat ek hierdie illustrasie gesien het, was by 'n dame met die naam van Corrie ten Boom. Wie van julle het ooit van Corrie ten Boom gehoor? Corrie ten Boom het in die Tweede Wêreldoorlog, het haar pa, het hy Jode weggesteek. En sy het uiteindelik in 'n konsentrasiekamp geland, 'n wonderlike mens. Sy is ook al lankal huis toe saam met die Here. Maar Corrie ten Boom het hierdie voorbeeld gebruik. Sien julle hierdie handskoen? Dis 'n handskoen. Nou hierdie handskoen beteken niks. Hy kan niks doen nie. Hy kan niks. Maar nou kom die verandering. Dis dieselfde handskoen. Wat is die verskil? My hand is in die handskoen. My hand is in die handskoen. Nou kan hierdie handskoen kan die Bybel optel, hy kan my water optel, hy kan oor my hare vryf, hy kan vir jou wys, jy moet luister, verstaan jy? Ek kan dit alles doen, ek kan tot daar agter die klavier gaan sit en 'n paar note druk. Alles met hierdie handskoen. Maar wat is die verskil? Daar's 'n hand in die handskoen. Luister, jy is daardie handskoen. Jy is daai handskoen, ek is daai handskoen. Ons beteken in wese, sonder my kan julle niks doen nie. As hy sê word vol van die Heilige Gees, dan sê hy, laat die hand in die handskoen kom. Met ander woorde, nou kan jy dit sien. Ek moet dit toelaat. Ek moet myself oorgee. Ek meen my hand, hierdie regterhand van my. Ek meen as ek nou daai handskoen wil aansit en hy sê, nee, en daar gaan hy. Gaan op sy eie pad. Dan lê die handskoen daar. En hierdie hand moet binne in die handskoen kom. En dis hoekom as Paulus sê, moenie dronk word van wyn nie. Dis losbandigheid. Maar word met die Gees vervul. Laat toe dat die hand in die handskoen kom en dat hy eintlik in die handskoen bly. En laat toe dat jy altyd, ek weet dat daar's 'n teks in die Bybel wat die Bybel praat van die Here Jesus en hy sê hy het die Gees gehad, nie met mate nie. Met ander woorde, Christus op sy lewenspad was ten volle aan die Heilige Gees se leiding, se krag, alles wat daarmee saamgaan, oorgegee. Ek meen, hy het self gesê. Hy het gesê, as julle sien dat ek deur die Gees van God duiwels uitdryf, dan die koninkryk naby gekom. 'n ander vertaling sê, deur die vinger van God. So, en dit pas vir my nogal mooi by die handskoen. Die vinger van God in die handskoen. Dan kan hy goed doen en hy kan aangaan. OK. Maar nou kom Paulus in hierdie gedeelte en hy noem 3 dinge wat 'n gevolg is van die invulling of die vervulling van die Heilige Gees. Daardie volgende paar verse, vers 18, is 'n imperatief, dis 'n bevel. Maar vanaf vers 19 is nie meer in bevelsvorms geskryf nie. Dis geskryf as stellings. Net stellings wat hy gemaak het. So jy kan daaruit baie duidelik aflei dat hy hier praat van wat gebeur as jy vervul is met die Heilige Gees
en jy's vol van die Heilige Gees. Daar's 3 dinge, daar's baie ander goed ook, maar ons praat nou vandag oor Efesiërs. Vers 19. In die eerste plek, as jy vol word van die Heilige Gees, dan herstel dit jou lofprysing en aanbidding. As jy nie kan aanbid nie, as die mense staan en sing, en jy staan met jou toemond, of jy is nie geen ag daarmee nie, en jy kyk op jou horlosie, en jy wens, die tyd is verby, dan moet jy vol word van die Heilige Gees. Hallo, maar dit beteken een ding, die Heilige Gees wek aanbidding binne in jou. En ek het skrif daarvoor. En wat hy sê, so spreek onder mekaar met psalms, lofsange en geestelike liedere, en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here. Met ander woorde, moet uit jou hart uitkom, dit is baie belangrik. Het help nie, jy sien jy het 'n innerlike mens, wat deel moet neem, ek steek my hande op, maar hier binne kan ek aan allerhande goed dink, en verstaan jy, my gedagtes is ver weg, so, is soos die klein seentjie, wat op sy stoeltjie gestaan het, en sy ma sê vir hom, Jannie, sit en eet. Hy sê, ek wil nie. Sit en eet, ek wil nie. Jannie, as jy nie nou sit, die gee ek jou pak. Boem, gaan sit hy. Hy sê, mama, maar my hartjie staan ek nog reg op. Verstaan jy? Ok, verstaan, so dit is belangrik, dat jy dit uit jou hart uit sal doen, is so belangrik. Ok, nou goed, dit laat my dink, daar was 'n ou koortjie, ek weet nie wie van julle sal hom ken nie, julle gaan hom nie ken nie. Maar dit was 'n koortjie, hy sê, twyfel nie meer, vertrou die Heer. En dan kom hy, dan sê hy, sing as die son skyn lag, sing in die donker nag, waar jy gaan, sit of staan, laat jy sing, sing, sing. Hoekom dink julle het Paulus en Silas in die tronk gesing? Dit was net as gevolg van die Heilige Gees. Hulle was nie sulke bonatuurlike Rambos en alles, jy weet. Jy ken ons daai Rambo flieks waar hy geslaat word, laat die bloed loop en alles, en hy kom nog daar uit. Wat het hulle gehad? Die volheid van die Heilige Gees. Gesing. Jesus sê met Johannes 4, ek het dit agterna, maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Nou, vir my gaan dit oor aanbidding onder beheer van die Heilige Gees. Die Heilige Gees in jou gees wek die begeerte op na aanbidding, en jy begin om die Here te loof, en jy begin om te prys. So eenvoudig soos dit. As jy dit nie kan doen nie, dan het jy nodig om weer na God se fontein toe te gaan, en bietjie te gaan drink, dat jy kan vol word. Jy sien, dit is baie belangrik. Dit is baie belangrik hier. Ek meen, so, dit is 'n groot ding, om te kan sing. Nou, almal van ons, of vandat ek die probleme met my stem gekry het, sing ek nie my hart nie. Maar ek sing. Verstaan jy? Ek probeer maar my ou stem te spaar. Verstaan jy? Ok. Die tweede ding, vers 20. Terwyl julle God die Vader altyd oor alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê, wees aan alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus vir julle. Die tweede ding wat die Heilige Gees in jou doen, as jy vol word, is dankbaarheid. Mense, kyk na jou eie lewe. Ons is partymal baie ondankbaar. Is dit nie? Ek meen, soos iemand sê, jy klaar met 'n wit brood onder die arm. Ken mens daai gesegde. Dankbaarheid oor, weet waar, ons is geneig om te konsentreer op dit wat ons nie het nie. En ons vergeet wat ons het. Ek meen die feit, julle sit hier so, en julle luister na my. Dit beteken jy het ore. Wie van julle kan my sien? Steek op jou hand. Ja, almal. Wie kan my nie sien nie?
So jy het oë wat kan sien. Ek meen om dankbaar te wees. Dankbaar vir dit wat die Here in jou lewe gedoen het. Om dankbaar te wees vir die feit dat hy jou siel gered het. Ek meen dit is 'n groot dankbaarheid. In Amerika was daar 'n sekere pastoor, hy was altyd dankbaar. En een Sondag, nou in Amerika se winters, hulle kry sneeu. Ek meen wat ons dalk nie so kry, maar dit was 'n bitterkoue dag. En die wind het gewaai en dit het nog half gereën ook en dit was so absoluut net 'n goeiedag. En hulle het gewonder die gemeente, wat gaan hierdie pastoor nou, hoe gaan hy nou dankie vir die Here sê? Weet wat doen hy toe? Hy staan op, hy sê baie dankie Here dat elke dag nie soos vandag is nie. Verstaan jy? Met ander woorde, hy het die Here nog gedank. Ten spyte, dit is waarom het gaan, om dankbaar te wees ten spyte van die feit waarin jy staan. Weet jy, ek lees, wie van julle het al van Madame Guyon gehoor? Madame Guyon was 'n Franse dame wat hier in die 17de eeu geleef het. En sy was 'n diep kind van die Here. Sy het werklik waar saam met die Here pad geloop. En as gevolg van haar geloof is sy in 'n tronksel gegooi. En daai koue tronksel, julle kan dink, daai vloere, daar was nie matte en allerhande goed en aircon en daai goed nie. En die wagte hoor iets. En hulle gaan nader. En hulle luister. En wie wat hoor hulle? Hoe hierdie vrou besig is om psalms te sing. Ja. Dis maklik om te sê, ja, nee. Ek wil vir jou sê, ek weet nie wat so ek in haar omstandighede gedoen het. Ek weet nie. Maar sy sing. Want in haar hart was sy so vol van die Heilige Gees, dat tot die tronksel kon dit nie weggeneem het nie, soos wat met Paulus en Silas. En ek het die voorreg gehad om daai tronk te sien, daar in Griekeland, in Filippi. En ek wil vir jou sê, dit was nie maklik nie. Maar hy was vol dankbaarheid, vol lof, vol aanbidding. En dis wat die Heilige Gees bring. Mense, weet julle wat? En ons almal, en ek wil nie, ek meen dit, bytelmal gaan 'n mens deur moeilike goed. Elma het vanmôre daarvan gepraat. Dit is nie altyd maklik nie. Dit is nie altyd 'n pad van sonskyn, 'n maanskyn, 'n rose en alles is net gelykpad, al die pad hemel toe en jy sit in 'n lazy boy en 2 engele wat jou koel waai en die ander 2 draai jou en jy gaan net aan en alles wat jy sê is net wonderlik en fantasties nie. Dis nie die lewe nie. Die lewe is bytelmal hard. Iemand het gesê die lewe is soos 'n nikkerbol. Hy's hard, maar is lekker. Staan julle. Ken julle nikkerbols? Ja, okay, julle ken dit daarom. Okay, goed. So julle is al 'n bietjie ouer. Okay, goed. En dan die derde ding wat die Heilige Gees in jou hart doen, is onderwerping. Wat beteken dit? Paulus skryf, wees uit eenheid vir Christus aan mekaar onderdanig. Wat beteken dit? Ek meen, weet wat beteken dit? Ek meen, in Filippense 2 vers 3 sê, in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Met ander woorde, hoe ek het sien dat die Heilige Gees bring in jou nederigheid. Nederigheid in daardie sin dat jy selfs van 'n kind kan leer. Hallo? Wie julle wat kinders het julle ooit gekom met jou kind vir jou iets sê wat jy besef, maar hy's reg en jy's verkeerd? Ek wil julle nog 'n vraag vra. Het jy dan vir hom gesê, hoor jy's reg en ek is verkeerd, of het jy het maar net gevat en na hom 'n hoekie gegaan? Mens moet nie te groot wees om selfs vir jou kind te sê ek is jammer. En ook
medebroers en susters, om die een hoër te ag as die ander. Ek meen, ek staan nie bo, maar dit maak nie van my een of ander big shot nie. Ek is 'n mens net soos julle. 'n Mens vol foute. 'n Mens wat baie maal ook dinge doen of dinge sê wat jy oor spyt is en sê, Here, hoe kon ek dit nou weer doen? Hallo? Ek weet julle het gedog, ek is foutloos. Maar ek is nie. Luister mense, die Heilige Gees bring jou in nederigheid. Dit gaan nie oor soos om Pierre Leroux gesê het, dit gaan nie, nederigheid gaan nie om stikkende klere te dra nie, verstaan jy? Om Pierre het gesê, ek kyk so en ek sien deur die gate in jou hemp, hoe steek jy hoogmoed daardeur, verstaan jy? En dis wat hy gesê het. Dit gaan oor 'n gesindheid. Dit gaan oor 'n gesindheid van, my genade, jy's reg. Genade ons, ek het dit nog nooit so gesien nie. Dis waarom dit gaan. Dit gaan oor, dat jy iemand anders hoog ag. Dis 'n kind van God. Hy behoort aan die Here. Ek meen, hy is nie sommer net so iemand nie. Hy is gekoop en gewas deur Jesus se bloed. En hy is kosbaar in die oë van die Here. Aan die ander woorde, die gevolge van vol word van die Heilige Gees, aanbidding, dankbaarheid, onderwerping. En onthou nou weer, dis waarom dit gaan. As jy so leef, die hand in die handskoen, weet wat, dan steek jy hand baie maklik op en sê, halleluja, Koning Jesus, u lewe, dit is so wonderlik, halleluja. As die hand in die handskoen is, dankie Here, dankie vir die dag, dankie vir die dak oor my kop, dankie vir die kerk, dankie vir die gebou waar ons kan saamkom, dankie vir die stoel waarop ek sit, dankie vir my kar, dankie dat ek 'n huis toe gaan, dankie vir my kos, dankie vir my klere, dankie Here, dankie vir my gesondheid. En dan, broer, dan luister jy bytelmal na jou vrou. Ja, ek glo dat jy dit wil, maar vrouens ook bytelmal reg. So af en toe. Nee, bytelmal moet jy na hulle luister. Hulle het bytelmal insig wat jy nie het nie. 'n Groot prediker het eenmaal gesê, onthou julle dat die Bybel sê, Israel het al om die berg getrek. Toe sê hy het 'n paar maal om die berg getrek, omdat hy nie na sy vrou geluister het, dit verstaan jy. So, dit gaan ook oor nederigheid. En kan bytelmal na jou kind ook luister. Ek sal nooit vergeet, ek het dit vir julle vertel. Toe ek nog in Selby was, nou is vandag by Kommerts. En ek het daai tyd, ek ook lang afstandig gehardloop en ek stel nou nog belang wie wen en wie so aan. Maar in afval, en die Sondag na die Kommerts besluit ek gaan die Kommerts gebruik in my preek. Jy weet, Paulus sê mos, jy hardloop soos iemand wat die wendpaal sê al goed. En my kleindogtertjie Michelle, sy was seker so vir 5 jaar oud. Kom by die huis, sy sê ek het my vermoere doodgeskaam in daai kerk. Ek sê, hoekom? Daai geprekery oor die Kommerts. So, nou ja, dit is, hulle sê ons uit die mond van ons suigelik, sê die waarheid hoor. Nou ja, in elk geval. So, bytelmal toe ek vir haar mooi verduidelik waarom het gegaan het, en toe verstaan sy dit. So, al wat ek wil probeer sê is, die hand in die handskoen, onthou dit. Toe Corrie ten Bomer die eerste maal, ek het dit al meer as eenmaal gesien, en toe nou die dag, toe kyk ek op YouTube, en hier is ook tante Corrie, en sy praat van die hand in die handskoen, en toe tref het my weer, en toe dink ek, maar dit val nou so mooi in, by wat ek vanmôre wil sê. Wees vol
van die Heilige Gees. Mense, hoe nader ons kom, dat die Here Jesus weer gaan kom, hoe meer het ons die Heilige Gees in ons lewe nodig. En die wonder van die Heilige Gees is, hy is altyd daar. Hy los jou nooit alleen nie. Maak nie saak waar jy gaan nie, maak nie saak of jy nou oor see gaan, en of jy waar ook al gaan nie. Hy is altyd daar, want hy woon in jou. Maar hy wil in jou woon, in sy volheid. En hy wil jou meer en meer maak soos Jesus. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die Heilige Gees. O Gees van geloof en krag. Kom nou terwyl ons wag, vul nou elke binnend hart, net soos op Pinksterdag. O Heilige Gees, ons het U so nodig. Ons het U so nodig om daai dors na God altyd na vore te bring. Ons het U so nodig, Here, om daai aanbidding, dat ons in gees en waarheid sal aanbid, nie net hier in die kerk nie, maar waar ons ook al beweeg, dat ons dankbaar sal wees, Here, nie net hier nie, maar oral waar ons beweeg, dat ons sal leer om onsself te onderwerp, in die eerste plek aan U, maar ook aan mekaar, en dat ons mekaar hoër sal ag, die een die ander. Maak ons vol van die Heilige Gees, die hand in die handskoen. Ek wil vanmôre verklaar en sê, Here, ek is die handskoen. Sonder U beteken ek niks. Sonder U kan ek niks doen nie. Sonder U kan ek nie eens eenmaal my asem uitblaas en dit weer intrek nie. Sonder U kan ek nie een tree beweeg nie. Sonder U, Here, is my hele lewe hopeloos. Maar dankie, met U is ek tot alles in staat. Deur Christus wat my die krag gee, deur die Heilige Gees wat in my werk. O, dankie daarvoor in Jesus se naam. En o Here, help ons dat ons altyd sal besef, dit gaan oor die hand in die handskoen, en nie oor onsself nie. Baie dankie, in Jesus se naam. Amen. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Ek gaan julle nou vra, ek moet dit doen. Kan ons sing Holy Spirit move me now? Ek weet julle het nou nie geoefen nie. Maar terwyl Pastor Elma na vore gaan kom, en sy verjaarmôre, as julle nie weet nie. So, ja. Wie? Verjaar jy ook? Ook môre? O, Alfred verjaar ook môre. Mooi. So, baie geluk julle twee. Elma gaan bietjie met vakansie. So, jy moet dit geniet. Jy moet dit geniet. Die lekker warm wêreld. Die lekker warm wêreld. Okay, kom ons staan op, sing ons Holy Spirit. Holy Spirit, move me now. Make my heart whole again. Vul my, o Gees van God. Vul my met U self. Vul my met U self. Dat ek U sal aanbid in gees en waarheid. O Here, vul my met U dankbaarheid en met U onderdanigheid en met U onderwerping. Vul my, o Here. Vul my. Halleluja. 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 Holy Spirit, move me now. Make my life whole again. Spirit, move over me. Spirit, move over
Halleluja, Here. Gees van God. Here, maak ons vol. Move over me, Here. Move over me. Halleluja, Here. Move over me. Here, vul ons soos wat U daardie handskoen gevul het. Elke vinger ingesteek, dat daar niks is van ons met God wat sommer net los hang nie, maar volgemaak van U, o Heer. Amen. Amen, yes. Prys die Here. U kan die sitplekke neem.